Hallo julle, baie welkom by 'n volgende kleingroep materiaal. My gebed is sommer regtig dat julle soos wat die week en al verbygegaan het oor die laaste paar weke en ons bietjie dieper delf en revolusie se temas in, dat julle regtig al meer en meer 'n community revolusie begin leef in julle alledaagse lewens. Ek hoop regtig julle kry dit al reg om bietjie stadiger te leef, om meer verander te leef, om te groei en te verdiep in die manier hoe julle liefhet, soos ons 'n paar weke terug gesels het oor. Ek hoop en bid regtig julle kon al bietjie stories in julle groepe vertel het van vergifnis en versoening, wat julle met mekaar kon deel, wat hierdie hoop van 'n revolusie, community revolusie al hoe duideliker maak in julle lewe. En ek hoop regtig julle al meer en meer begin om 'n mekaar gemeenskap uit te leef. Vandag gesels ons bietjie oor vertroue wat nog 'n crucial deel is van die community revolusie. Vertroue wat twee kante toe gaan, vertroue op God, maar ook vertroue op mekaar. So dink gou saam met my vir 'n oomblik aan die volgende, nê? Wat is iets kleins wat jy elke dag vertrou sonder dat jy regtig intentioneel daaroor dink? Byvoorbeeld jou kar se brieke, die stoel waarop jy sit, die wifi, ons kan ook oor die wifi debatteer, maar iets soos jou weather app. Ons vertrou sulke dinge baie maklik en baie keer baie blindelings en sonder om eintlik enigstens te dink daaroor of te worstel daaroor of kan ons dit vertrou of nie, ons vertrou dit. En dan is die vraag, wat beteken dit vir ons om ons lewens op God en op mekaar te vertrou? Wat beteken dit as ons lewens bou in vertroue? So ek het so 'n paar teksgedeeltes saamgebring wat ek eers vir my wil begin oor spesifiek oor vertroue op die Here. So kom ek lees dit vir ons en dan gesels ons bietjie daaroor. Die eerste een is 'n bekende teksgedeelte oor vertroue, is Spreuke 3 vers 5 tot 6 wat sê: "Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop." Psalm 37 vers 3 tot 5 sê die volgende: "Vertrou liewer op die Here en doen wat goed is, woon en werk rustig voort, vind jou vreugde in die Here en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom, hy sal sorg." So kom ons reflekteer 'n bietjie oor hierdie twee teksgedeeltes. Wat lees ons raak in hierdie teksgedeeltes? Ons lees raak dat vertroue die gom is van verhoudings. Ons verhouding met die Here, maar ook met mekaar. Net soos wat ons gepraat het 'n paar weke terug oor die liefde wat ons bind, is vertroue die ding wat ons bou. Sonder vertroue val verhoudings heeltemal uitmekaar. En dit geld juis vir ons verhouding met God en met mekaar. Met ander woorde, Bybelse vertroue beteken jy rus jou hele gewig op God. Die Hebreëse woord wat gebruik word vir vertroue hier in Spreuke 3 vers 5 beteken letterlik, ek sit my hele gewig, ek leun met my hele gewig op die Here. Met ander woorde, dit beteken volle afhanklikheid. Nou ons leef vandag ongelukkig in 'n samelewing waar ons gereeld vir mekaar sê, ons sal self. Ons leef in 'n ons sal self samelewing. Maar die realiteit is, ons kan nie self nie. Ons kan nie sonder God nie, maar ons kan ook nie sonder mekaar nie. So hier is ons eerste vraag waaroor julle 'n bietjie saam kan gesels in die groep. In watter areas van jou lewe is dit tans die moeilikste om God volledig te vertrou, om die moeilikste om jou met jou volle gewig op die Here te leun? Gesels 'n bietjie hieroor en dan gaan ons aan. Kom ons gesels oor nog 'n paar gedagtes rondom vertroue. Die eerste gedagte is, vertroue groei in gemeenskap. Wat wil ek hiermee sê? Ek wil hiermee sê, in 'n egte gemeenskap word vertroue verdien. Hoe? Deur konsekwentheid, deur presence, deur eerlikheid. Dit is broos, dit is maklik om te breek, stadig om te herstel, maar dit is noodsaaklik. Nie 'n vraag wat jy hoef te bespreek nie, maar dink 'n bietjie oor, hoe lyk hierdie in julle kleingroepe? Want die volgende ding van vertroue word getoets, nê? Jesus het sy disippels geroep om op hom te vertrou, selfs toe hulle nie verstaan het. Jy dink sommer aan Johannes 14 vers 1. Egte vertroue wys in ons gehoorsaamheid, selfs wanneer die uitkoms onseker is, selfs wanneer ons nie weet wat hierna gaan gebeur nie. So die outomatiese vraag of die logiese vraag wat ek en jy vir mekaar moet vra is, hoe lyk vertroue dan in 'n community revolusie? As ons in 'n community revolusie wil wees of 'n community revolusie wil dryf, moet ons anders kyk na die wêreld. Dit beteken ons moet anders vertrou. Dit beteken ons moet hier saamleef dat mense weet, hier word ek nie veroordeel nie. Hier word ek nie verraai nie. Hier is my woorde veilig, hier word my hart beskerm.
Met ander woorde, sonder vertroue in ons gemeente, in jou gesin, in jou vriendekring, in jou kleingroep, word ons maar net nog 'n byeenkoms. Want met vertroue word ons 'n familie wat inspireer en verander. En dis die verskil wat vertroue maak in ons communities. En dis hoekom ons oortuig is dat die woord ons leer, ons moet, net soos ons die Here vertrou, ook tot 'n mate mekaar baie goed kan vertrou. Met ander woorde, vertroue is nie net vertikaal met God nie, alhoewel dit primêr is want God sorg vir ons, maar ook horisontaal met ander mense, want God sorg ook deur mense vir ons. So 'n paar teksgedeeltes wat ek nie vir ons nou gaan lees nie, maar sommer net julle aan wil herinner, wat ons al heel wat oor gesels het in die kleingroep materiaal, is iets soos Handelinge 2 vers 44 tot 47, waar ons sien hoe die vroeë kerk mekaar vertrou het met besittings, met ander woorde, met materialistiese goed. Galasiërs 6 vers 2 sien ons vertroue maak dit vir ons moontlik om mekaar se laste te dra. Jakobus 5 vers 16 lees ons hoe vertroue die grond word waar belydenis en genesing kan gebeur. Met ander woorde, onthou julle, ons het gepraat oor gesonde sonde-identifisering. Jakobus sê dit kan gebeur waar daar vertroue is. Efesiërs 4 vers 25 lees ons dat vertroue groei waar eerlikheid floreer. Spreuke 27 vers 6 sê vir ons, 'n vriend wat gedring word deur die liefde om die waarheid met jou te praat, al maak dit jou seer, al ontstel dit jou, maar dis die waarheid in liefde, so 'n vriend kan vertrou word. Met ander woorde, hierdie teksgedeeltes alles herinner ons daaraan dat vertroue op God is die fondament, dis ons fondasie, ons vertrou op die Here, maar vertroue in mekaar is die struktuur wat ons op hierdie fondasie bou. Met ander woorde, die huis waar binne ons leef binne 'n ruimte van vertroue. Sonder dit kan ons nie ware gemeenskap hê nie. Die vroeë kerk het mekaar vertrou met besittings, met laste, selfs met sonde. En as ons 'n revolusiegemeenskap wil wees en leef, moet ons besluit om mense te wees wat betroubaar is en wie mense te wees wat bereid is om ander te vertrou. Die laaste ding wat ek dalk hieroor wil sê, voor ek nog 'n vraag na julle kant toe gooi, is dat liefde en vertroue gaan saam. Ons het so 'n paar weke gelede daaroor gepraat om te sê, liefde is die taal wat ons praat en vertroue is die gebou waar binne ons veilig kan wees. So hier is 'n vraagie wat ek na julle kant toe wil gooi. Vertrou julle op mekaar binne julle kleingroep? En ek wil julle regtig uitdaag om eerlik te wees. Onthou julle, jy het ook so 'n ruk gelede met julle gepraat oor eerlikheid en vulnerability. So wees regtig eerlik. Kan julle mekaar in hierdie kleingroep vertrou? En dalk 'n opvolgvraag of deel van die vraag is, wat sou dit van jou verg om hierdie groep 'n veilige plek vir jou te maak? Chat 'n bietjie hieroor en dan gaan ons aan. Ons het ook gesels oor vertroue en disippelskap. Hier het ek vir ons 'n paar punte om oor te dink. Die eerste ene is, vertroue is deel van die basics van disippelskap. Met ander woorde, disippelskap is nie net kennisoordrag of kennisopdoen nie. Ons het al baie vir mekaar gesê, dis lewensoordrag, dis ons deel mekaar se lewens, ons roep mekaar op tot 'n ander lewe. Paulus sê dit vir my so mooi in 1 Tessalonisense 2 vers 8. Ek paraphrase 'n bietjie, maar hy sê eintlik, hy het so geheg geraak aan die disippels van die tyd dat hy nie net die evangelie van God met hulle wou deel nie, maar ook dat hy sy hele lewe vir hulle sou gee, want hulle het vir hulle lief gehad. Hulle die mense lief gehad. Met ander woorde, jy kan nie jou lewe deel as daar nie vertroue is nie, want sonder vertroue word disippelskap baie vinnig oppervlakkig en ons kan nie lekker diep gaan saam met mekaar nie. Die tweede ene is, vertrouheid maak eerlikheid moontlik. Hoe meer vertroue daar is, hoe eerliker kan ek en jy wees. Jesus het byvoorbeeld sy disippels genooi om alles te deel. Met ander woorde, hulle vrese, hulle twyfel en hulle foute. En dit het vertroue gevra. Wanneer Petrus sink het terwyl hy op die water geloop het, roep hy, Here, red my. Hy roep dit uit in Matteus 14. Met ander woorde, disippelskap gebeur wanneer ons genoeg vertroue het om te sê, Here, ek sink nou, help my. Of my kleingroep, Here, ek is besig om te verdrink, help my, maak my sterk, versorg my. Met ander woorde, sonder vertroue hou ons baie maklik maskers op. Is ons nie eg nie en het ons nie die vrymoedigheid om eerlik te wees nie. Eerlik oor ons struggles, eerlik oor ons sonde en eerlik oor ons seer nie. Dis hoekom vertroue so belangrik is. Iets wat daar uitvloei is dan dat vertroue genesing en groei bring. Jakobus 5 vers 16 sê, bely julle sondes aan mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. So ware disippelskap het 'n plek vir belydenis, vir aanspreeklikheid en vir gebed.
En dit kan net gebeur binne daai gebou wat ons besig is om te bou, die gebou, die atmosfeer van vertroue. En dan is daar nog iets wat uitvloei. Dis ongelooflik dit is. Vertroue bou volgehoue gehoorsaamheid. Ons weet al, disippelskap is nie 'n kort, is nie 'n sprint nie. Dis nie 'n 100 meter nie, dis 'n lang pad. Dit is 'n lang afstand wat ons besig is om te draf. Met ander woorde, jy groei nie net in 1 week nie. My en jou groei om meer en meer Jesus te volg, om hom nader te volg, gebeur oor die jare. Dit is 'n lang pad wat ons saam stap. Maar vertroue skep weer eens hierdie omgewing, die veilige omgewing waar mense bly terugkom, selfs na mislukkings wat ons die doel voor oë het en ons is besig om hierdie lang pad saam te stap. In Handelinge 11 vers 25 tot 26 is Barnabas aan die soek vir Paulus en hy bring hom Antiochië toe vir 'n hele jaar waar hulle dan saam met die mense leer. Paulus het Barnabas vertrou, gaan lees 'n bietjie die verhaal en uit daardie verhouding het 'n hele sendingbeweging ontstaan. Met ander woorde, groei en disippelskap kom vanuit 'n veilige ruimte van vertroue. Vertroue in God en vertroue in mekaar beteken volwasse disippelskap. Vertroue in God is die fundament van ons geloof, vertroue in mekaar is die struktuur van die huis, en dit hou ons gemeenskap staande. Sonder dit kan disippelskap nie diep gaan nie. Ons het 'n paar weke gelede, soos ek genoem het, gepraat oor die liefde, nê? Jy gebruik die liefde om jou geestelike groei mee te meet. Vertroue is nog 'n kenmerk, is nog 'n toets van volwasse disippelskap. Vertroue op God en vertroue dat God deur mense in jou lewe kan werk en inspraak maak, is 'n key deel van volwasse disippelskap. So, hier is 'n vraag wat julle weer 'n bietjie kan gesels oor. Die vroeë kerk het mekaar vertrou met besittings, met hulle laste, met hulle sonde en selfs met terugstellende woorde. Hulle het toegelaat dat die Here deur hulle inspraak maak in mekaar se lewens. Watter een van hierdie is vir jou die moeilikste en hoekom? Gesels 'n bietjie daaroor en dan sluit ons af. Laaste ding waaroor ek net wil gesels of net wil noem en julle kan 'n bietjie ook daaroor gesels en dink is dat vertroue moet opgepas en beskerm word. Die realiteit is ons leef in 'n performance kultuur, ons almal weet dit, waar die samelewing ons leer dat ons moet presteer en altyd die beste moet wees en dit het 'n klomp negatiewe uitwerkings. En een spesifieke een is dat ons gooi baie maklik ander onder die bus. Ons cancel baie maklik ander, ons skinder baie maklik oor ander. Ons breek hulle vertroue deur hulle swakhede, hulle seer, hulle uitdagings uit te lap vir ander mense om hulle dit wat ons gesê het is veilig by ons eintlik onveilig te maak met die idee dat jy as individu dan beter sal lyk of jou ego geboost word want jy het tog nie sulke swakhede of seer of skande soos A, B en C nie. Ek wil julle regtig uitdaag, maak baie seker dat hierdie nooit gebeur in julle kleingroep nie. Nie in julle kleingroep nie, nie in julle gesin nie, nie in julle familie nie, ook nie in julle vriendekring nie. Ek hoop regtig elkeen van julle as individue, maar ook julle as 'n kleingroep staan bekend as mense wie se vertroue nie gebreek word nie. By wie my hart seer en my hartsverlange alles veilig sal wees as gevolg van diep omgee en diep liefde vir mekaar. So beskerm die vertroue wat in julle groep is, wat julle in mekaar het. Hoekom? Want hier beskerm ons mekaar se stories. Hier gebruik ons nooit iemand se kwesbaarheid om onsself te verhef nie en hier is vertroue heilig. Die oomblik wat dit gebreek word, breek die veilige omgewing van disippelskap. Julle is welkom om 'n bietjie hieroor te dink en te gesels sou julle nog 'n tydjie oor het en dan kan julle saam bid en afsluit. Julle moet 'n geseënde week hê en ons sien mekaar volgende keer. Blessings.